Vir te lank is daar diegene wat ons probeer wys maak dat ons roeping teenoor die Here en ons roeping teenoor ons volk teenoor mekaar staan. Hierdie leuen is al so wyd gepropageer dat ons dit vandag ook so dikwels teekom in ons eie Afrikaanse kerke. Wanneer die NG Kerk honderde duisende rande wegskenk na die buiteland, in hierdie geval nou Gaza in Palestina, terwyl ons eie mense hier in armoede krepeer, dan is hierdie nie 'n gebaar van Christelike liefde nie. Dit wys op 'n kerk wat toenemend besig is om sy eie mense te versaak. Vandag gaan ons wys hoekom hierdie dwaling neerkom op niks minder nie as die minagting van ons roeping voor God en die Bybel self. Bly ingeskakel, want vandag, 200 jaar na sy geboorte, gaan ons daarop wys hoe 'n volksheld soos Paul Kruger, godsman en volksman, verstaan het dat diens aan die Here en liefde vir jou eie mense onlosmaaklik aan mekaar verbind is. Dit is onlangs berig dat die NG Kerk besluit het om niks minder nie as R250.000 te skenk aan die slagoffers van die oorlog in Gaza in die Midde-Ooste. Lydens 'n verklaring van die NG Kerk se moderatuur is hierdie stap geneem om, en ek haal aan, hulle oortuig is dat woorde alleen nie meer 'n verskil aan die lyding van mense in daardie landstreek maak nie. Ons sien die honger van vroue en kinders, ons hoor die noodroep van lydendes, ons dink aan die woorde van Jesus in Matteus 25 vers 31 tot 46. Alhoewel daar sekerlik 'n tyd en 'n plek is om mense aan die ander kant van die wêreld te help, moet iemand tog die vraag stel of dit nou, te midde die feit dat groot en toenemende getalle van ons eie volksgenote wat in armoede verval is, dit werklik nou gepas is om geld wat vanuit ons eie volk ingesamel word, te skenk aan mense aan die ander kant van die wêreld. In hierdie video gaan ons kyk na die probleme onderliggend aan hierdie tipe aksies vanuit die kerkgeleedere. Om die kern van hierdie dwaling wat so dikwels in ons kerke voorkom en daartoe lei dat ons kerke hierdie tipe stappe neem wat direk in stryd is met ons volk se belange, wil ek na nog 'n soortgelyke voorbeeld verwys. In hierdie maand se uitgawe van die Kerkblad, die spreekbuis van die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika, word op gepaste wyse gewy aan die voormalige president van die ZAR, Paul Kruger se nalatenskap. In die voorwoord van die redakteur, Dominee Cassie Oukamp, word teregtelik opgemerk dat dit vir gelowiges belangrik is om uit die verlede te put en ons voorgangers se bydraes te waardeer. Maar wat andersins 'n baie goeie voorwoord is, word bederf met 'n paragraaf reg aan die einde daarvan, as Oukamp hierdie volgende skryf. So wil ons hom onthou. Daarom is die tema van hierdie uitgawe 200 jaar na sy geboorte nie Paul Kruger Afrikaner leier of boerepresident nie, maar Paul Kruger man van God. Die probleem hier lê daarin dat Oukamp hier verwarring saai deur 'n teenstelling te stel tussen godsdiens en volk, oftewel Christendom en nasionalisme. Dit druis in nie net teen wat ons hier by die Willem Petse groep glo nie, maar ook teen wat president Paul Kruger se eie oortuigings was. Selfs in sy dae in die nadraai van die verligting het die internasionale hoofstroom daartoe geneig om vryheid te sien as 'n vorm van selfverwesenliking. Die vrug van die verligting wat uitgeroep het dat daar geen God en geen meester bo die eie mens of die individu self is nie. Kruger het egter daarinteen vasgehou aan die Bybels gereformeerde beginsel dat ware vryheid alleen in gehoorsaamheid aan God se wil moontlik is. Dit is ook hoe hy volksvryheid verstaan het. Vir hom was die stryd tussen boer en Brit meer as net 'n politieke oorlog, dit was 'n stryd vir die protestantse beginsels van die reformatie teenoor die liberale beginsels van die verligting wat op daai stadium in Brittanje geseëvier het. In sy 4de inhuldigingstoespraak in 1898 het die 72-jarige Kruger verklaar dat die volk van die ZAR se vryheid 'n geskenk uit die hand van God is, wat ons behoort te koester. Sy woorde was, want ek sal 'n oordeel oor my haal as die onafhanklikheid deur my geskend word. Immers, God het ons sigbaar gelei, sodat die blindste heiden en die ongelowigste skepsel moes erken dat dit alles God se hand was,
wat die onafhanklikheid aan ons volk geskenk het. Verkreer was diens aan God en diens aan die volk dieselfde ding. Verkreer het vryheid beteken dat die volk as volk Christus gehoorsaam het. Hy het uitgeleef wat professor H.G. Stoker later sou beskryf as die Afrikaner se vryheidsbesef wat in sy roepingsbesef gewortel is. 'n Vryheidssin wat gekenmerk word deur 'n verantwoordelikheidsin teenoor God as die gewer van vryheid. Om vir jou volk te sorg en om vir jou volk te stry, was verkreer presies wat die Here van ons verwag het. Ons vind hierdie beginsel in die skrif in 1 Timoteus 5 vers 8. Maar as iemand vir sy eie mense en veral vir sy eie huisgenote nie sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. Die apostel Paulus self spreek verder sy eie besondere liefde vir sy eie volk uit in Romeine 9 vers 3, waar hy duidelik beklemtoon dat van alle mense die heil van sy eie volk vir hom die heel belangrikste is. Die idee om jou eie volk eerste te stel is 100% belyn met die Bybel en inteendeel die idee om die vreemdeling bo jou eie volksgenoot te prioritiseer is, soos in die voorbeelde hierbo uitgewys, teenstrydig met die roeping wat die Here vir ons hier op aarde sit. Ons volk se sosio-ekonomiese en politieke welstand is nie 'n wêreldse saak wat ons, soos Dominee Oukamp suggereer, nie beklemtoon behoort te word nie, omdat dit ons hemelse roeping sou minag, soos wat ons in die Bybel lees. Inteendeel, daar is 'n baie ou naam vir hierdie teologie, naamlik gnostisisme. Ons kan nie in vandag se video in detail in die gnostisisme indelf nie, maar een kernaspek daarvan is dat dit die aardse materiële werklikheid wil reduseer tot minderwaardig in vergelyking met die geestelike. Dit is egter direk in stryd met Jesus Christus se sendingsopdrag in Matteus 28 vers 19, waar volgens hy ons beveel het om disippels van die nasies te maak. Die mens is nie slegs 'n individu op 'n eiland nie. Elke mens is deur die Here met 'n bepaalde doel binne 'n bepaalde volksverband geplaas en ons verantwoordelikheid is primêr teenoor ons eie volk en eie mense. Geen pa of ma is ewe lief vir al die kinders in die wêreld nie. Ons kan 'n bepaalde liefde koester en werklik omgee vir al die kinders op aarde, insluitende die kinders in Palestina, maar op die ou einde van die dag gaan jy altyd liewer wees vir jou eie kinders. En aangesien 'n volk in wese niks anders as 'n uitgebreide familie is nie, geld hierdie beginsel ook vir ons as 'n volk, ons eie mense, soos 1 Timoteus 5 vers 8 dit so mooi uiteengesit het. As ons lidmate is van kerke wat bely dat hulle die Bybel as die hoogste gesag aanvaar, dan is dit ons verantwoordelikheid om op te staan teen die dwaalings oral waar ons dit teekom. Ons kan nie langer stil bly wanneer dwalinge soos die gnostisisme ons kerke infiltreer nie. Ons volk is immers gebore uit die stryd om die waarheid. Ons is hier geplant om die waarheid van die evangelie te verkondig en dit is hoogtyd dat gewone kerklidmate hul stem begin dik maak teen die liberale teologie wat ons volk en al ons instellings soveel skade aandoen. By die Willem Petzer groep skaar ons onsself onbeskaamd by die waarheid en veg ons vir dit wat reg en wat waar is. In 'n onlangse video wat u gerus kan kyk deur op die skakel op die skerm hierso te klik, beklemtoon ek die belangrikheid daarvan dat die volksstryd altyd op die grond van die waarheid alleen geveg behoort te word. Maak ons hande sterk deur 'n betalende lid by die Willem Petzer groep te word. Stuur eenvoudig die woorde teken my op na die nommer op die skerm en ons sal terugkom met u na u toe met die proses en voordele. Totsiens en God seën elkeen van u.